Teen hierdie tyd weet jy ons gesels oor roeping. En ons het al 'n klomp goed gesê oor roeping. Ons het gesê roeping begin nie by ons nie. Dit begin nie by die vraag maar waarmee is ek besig of wat is my roeping nie. Roeping begin by die een wat ons roep, by die God van vrede. Ons het ook gesê dat roeping nie net vir spesifieke mense is nie, vir Moses of vir Paulus of vir dominees nie. Roeping is vir alle gelowiges. Toe het ons gesê, maar ons dink dikwels oor roeping as hierdie doelwit wat ons moet bereik, hierdie loopbaan wat ons moet skep. Maar roeping gaan eintlik oor om in onsself in te groei, om te besef, maar die Here het ons nie net gemaak om 'n klomp dinge te doen nie, maar om te wees. Hy het ons geskep om te ontdek wie ons geskape is om te wees. Nou, ons lees vandag uit die brief van Petrus, een van die ouens wat in die Bybel is, wat 'n goeie voorbeeld is vir ons van 'n mens wat baie foute gemaak het. Iemand wat jy nou nie sal dink, hy het 'n roeping van God ontvang nie. Hy het vir Jesus gesê, Jesus, ek het jou so lief, en hy het 3 keer gesê, en kort daarna het hy vir Jesus verraai. Ons lees uit hierdie einste Petrus se brief, die een wat God geroep het en gesê het, maar word wie ek jou geskep het om te wees. Nou kom ons lees saam uit 2 Petrus 1 vanaf vers 3. Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n godvreesende lewe, deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat jy deel kan kry aan die goddelike natuur, nou dat jy ontvlug het aan die verdorwenheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is. Lê juist daarom alle ywer aan die dag, om by julle geloof deeg te voeg, by deeg insig, by insig selfbeheersing, by selfbeheersing volharding, by volharding godvreesendheid, by godvreesendheid broederliefde, en by broederliefde liefde vir alle mense. Immers, wanneer julle oor hierdie eienskappe beskik en daarin toeneem, sal dit daartoe lei dat julle nie nutteloos en sonder vrug is wat julle kennis van ons Here Jesus Christus betref nie. Want die een by wie hierdie dinge ontbreek, is blind en kortsigtig en het vergeet dat hy van sy vorige sondes gereinig is. Petrus is besig om een van sy laaste briewe te skryf. Waarskynlik sy laaste brief. Hy sê kort hier na die stuk wat ons gelees het, dat sy tentwoning afgebreek gaan word. Met ander woorde, sy liggaam gaan tot 'n einde kom, sy lewe gaan tot 'n einde kom. En in hierdie brief herinner hy gemeentes vir ou laas aan hulle roeping. Hy sê vir hulle, nou dat julle hierdie geloof ontvang het, moet julle aanhou groei en aanhou leer en aanhou verdiep in julle kennis van hom. Die Message vertaal dit so mooi, om God te leer ken, verdiep in julle verhouding met God. Hy sê vir hulle, pas op vir dwaalleer, pas op vir mense wat sê dat hierdie waarheid van Jesus vals is. Pas op vir mense wat kom en losbandig lewe en sê, maar hulle is geloofsleiers. Pas op vir daai mense. En op die ou eind, aan die einde van die brief, herinner hy hulle dat hulle enigste hoop lê in Christus, in sy lewe en in sy wederkoms. Hy eindig dit so af, die woorde, sorg dat julle aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Christus. Sorg dat julle aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Christus. Nou terwyl ons so praat oor roeping, is dit eintlik maar 'n gesprek oor hoe groei ons in die mens wie God ons geskep het om te wees. Verlede week het ons gesê, God skep ons nie net om sekere dinge te doen nie, maar om te wees. Ons het gesê, jy word geroep om jouself te wees, nie om 'n klomp ander mense te probeer wees nie, maar net om jouself te probeer wees. Maar die vraag is dan vir ons, hoe word ek meer soos myself? Hoe groei ek in die persoon in wie God wil hê ek moet wees? Nou in die teks is daar 2 belangrike temas. En hierdie 2 temas is in spanning met mekaar, maar help ons om hierdie vraag te beantwoord. Hoe word ek meer
soos myself? Hoe ontdek ek my roeping om soos myself te wees en te leef? Die eerste een sien ons in die feit dat in hierdie teks is die mens amper in die passief geskryf. Ons rol word in die passief geskryf. Ons is ontvangers van die geloof en van die roeping. Die proses om jou ware self te word, om jou roeping te beliggaam, want dit begin by die besefing dat God vir ons geloof as 'n geskenk gegee het. Deur sy goddelike krag, lees ons, dat hy reeds alles gegee het wat ons nodig het vir 'n godvreesende, goeie, volle lewe. Ek lees vir julle weer hier in vers 3. Let op hoe aktief God is in hierdie teks. Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n godvreesende lewe. Deur die kennis van hom, wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat jy deel kan kry aan die goddelike natuur. Om onsself te word, om ons roeping te ontdek, is om in die eerste plek te besef, maar dit is iets wat ons ontvang. Dit is nie 'n checklist waardeur ons moet gaan en aftik nie. Dit is 'n geskenk uit God se hand. Die tweede aspek wat ons in die teks raak lees en wat in spanning is met die eerste een, is dan nou die feit dat ons die geskenk ontvang het, ons ook daarmee moet leef, met ons roeping en hoe God ons roep om te leef. Alhoewel ons dit ontvang, sê Petrus, wees ook aktief met hierdie geskenk. Sy eie woorde in vers 5 sê, lê alle ywer aan die dag. Hier's 'n speling tussen wat God doen en wat ons doen. Twee dinge wat saam moet werk. Ons kan nie verwag om geloof uit onsself uit te tower nie. Dit is iets wat as 'n geskenk vir ons gegee word. Maar ons kan ook nie verwag dat God alles doen nie. God vra van ons om op wyse van spreuke die geskenk oop te maak, om dit te geniet, om dit te waardeer. In die week by ons preekgesprek het een van die dominees het so mooi gesê. Hy het gesê, dis 'n tipe geskenk wat jy net ontvang wanneer jy dit teruggee. Soos enige verhouding eintlik maar, in 'n vriendskap. Ons ontdek dat ons 'n vriend is vir iemand anders wanneer ons terugvriendelik is, wanneer ons ontvang en wanneer ons gee. En hierdie twee goed is in spanning, om te ontvang en dan die geskenk oop te maak en te geniet en te waardeer. Vers 9 waarsku ons dat ons maklik kan vergeet wie God is en wie ons is. En dat ons dan blind en kortsigtig lewe. Kom ons bid saam dat ons vir die Here vra om ons aanhoudend te herinner aan wie hy is en wie ons is. En kom ons bid dat hy vir ons ook die krag sal gee om weer en weer te onthou. Kom ons bid saam. Here, baie keer voel geloof soos iets wat ons moet verdien, of iets wat ons moet gaan soek, of iets wat ons moet aftik van 'n lysie af in ons lewens. Here, dankie dat U ons herinner in hierdie brief wat ons gelees het, dat geloof 'n geskenk is uit U hand. Dat ons goddelike natuur, dit wie ons is, dat ons dit ontdek omdat God dit so vir ons gee. En Here, in hierdie lewe, wanneer ons probeer om nader te beweeg aan ons roeping en aan onsself en aan U, mag U vir ons die krag gee om te laat gaan die dinge wat nie deel is van ons nie. Gedrag wat nie deel is van ons nie.
Mag U ons aanhou en aanhou herinner dat ons behoort en dat ons deel is van U lewe en U koninkryk. En dat ons geliefd is. En mag ons hierdie werklikheid ontvang en mag ons dit oopmaak. En mag ons dit oplig en seën en mag ons dit geniet. Ons bid dit als in die heilige naam. Amen.